Dit is my groot voorreg om vanoggend vir Rion en Rolien vorentoe te nooi. As julle hier voor by my kan kom staan, asseblief met julle kroos. Julle kan vir my kyk en julle rig op die gemeente draai vir nou. Môre. Julle lyk baie mooi. Al vier van julle. Julle lyk so cute. En die seuns lyk deftig en Tiaan lyk netjies. En is fyn. As ons besig is om die Here se naam groot te maak, onthou Dawid het voor die ark het hy gehardloop en hy het gedans. So as hulle hier voor hardloop en dans en spring, dis veel beter om dit hier te doen en onder die geklank van die woord te sit en onder boodskap in musiek as wat dit op 'n ander plek gebeur. So dis fyn. Dit moet ek jou gaan terugroep en ek kom staan hier binne. Dis okay. Kom staan hierso. Dit is so lekker om in 'n kapasiteit van vriendskap hierdie vanoggend te doen saam met julle. En hoe ons die lewe saam doen en hoe ons hulle rukkie vriende is en hoe ons close geword het en hoe ons deur 'n paar goed al saam is dit vir my 'n groot voorreg om vanoggend hierdie saam met julle te kan doen en natuurlik ook saam met hulle geloofsfamilie. Want dit is so belangrik dat dit wat vanoggend gebeur voor julle wat vanoggend hier is ook gebeur. En ook baie welkom aan oumas en oupas en tannies wat hier is en familie wat die boodskap gaan kyk daarna. Ek wil vir julle elkeen net so welkom sê, want al die beloftes wat hulle vandag gaan maak is teenoor mekaar, teenoor die kinders, teenoor die Here, maar dit is ook teenoor almal wat vanoggend hier so saam by mekaar is. En dit is ook iets wat julle moet besef, want ons is op 'n plek waar julle beloftes gaan maak wat mense julle verantwoordelik gaan hou voor. Net soos die dag wat julle vir mekaar beloof het toe julle getrou het, gaan julle ook verantwoordelik gehou word teenoor die beloftes wat julle vandag gaan maak. En vandag gaan Rion, Rolien en Tiaan beloof hier in die openbaar, presies soos julle met Tiaan se toewyding ook gemaak het, dat voor God en voor die gemeente dat julle ander sal opvoed in die vrees van die Here. Dat julle vir ander sal groot maak, dat hy sal weet wie Jesus is en wat hy vir ons gedoen het. Dat julle sy gawes en sy talente so sal ontwikkel dat dit sy naam en sy koninkryk sal verheerlik. En natuurlik ook dat julle die raad en die leiding van julle medegeloofsfamilie, die mense wat saam met julle journey, sal na luister en sal toepas in julle lewe. Want dit is so 'n belangrike plek om by te kom dat jy sal toelaat dat mense geestelik in julle lewe inspreek, soos wat ek weet wat julle doen ook. En dan natuurlik my die grootste is dat julle vanoggend bely en erken julle dat julle afhanklik is van God. Net soos die chommy wat vir my staan en kyk hier bo af. Hy hou baie van my by the way. Dat hy net soos hy afhanklik is van julle om hom op te voed en om aan die lewe te hou en om groot te maak, net so is ons afhanklik van die Here. So is ons afhanklik van hom vir ons geestelike oorlewing, vir ons toekoms, vir alles in ons lewe, is ons totaal en al afhanklik van hom. En vandag is eintlik maar net 'n verklaring. Vader, ons is afhanklik van U. Ons gaan ons beste doen. Ek weet hoe is dit. Ek weet dit is moeilik. Ek weet dit gaan so. Dis moeilik om partykeer rustig te bly wanneer jy hom moet leer om rustig te bly, maar selfs jy sukkel om rustig te bly. En ek weet dit is om ons besef en sê Vader, ons gaan doen wat ons kan doen met die hulp van die Gees, maar ons is totaal en al afhanklik van U. Dit is so groot voorreg om dit vanoggend so saam met julle te doen. Ek wil graag vir julle 'n vers lees wat mooi is van Deuteronomium 6 vers 5 tot 7 wat sê: "Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag." En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet dit by jou kinders inskryf. En daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Hou aan om lief te wees vir die Here. Hou aan om die Here te dien. Hou aan om die Here eerste te stel. Want dit is wat hy van ons vra. Dit is so mooi om dit in julle lewens al te sien. Ek bedoel in Psalm 127 sê dit kinders is 'n wonderlike geskenk van die Here. Hulle kom direk uit die Here se hand. Kinders maak 'n huis vol vreugde en ek sit by soms chaos. Dit maak ouer harte vol blydskap. Sê hoe gelukkig is elke maand pa wie se huis die vrolikheid van kinderstemme ken. Jy hoef nooit te bang wees. Nooit hoef bang te wees vir hulle vyande. So selfs die Here sê ja, dis vreugde. Dit is 'n geskenk uit die Here se hand uit. En geniet daai geskenk. Ons bid vir julle seën toe vir die pad wat voor lê, en met sy opvoeding. En ons is opgewonde om te sien wie hy gaan wees en wat hy gaan doen. En ek meen sy naam van God, Andrew beteken God is gracious. En ons hoop dat dit hoe hy sal leef
en sy lewenstyl, dit sal uitbeeld dat God is gracious. En dit beteken ook dat he is full of glory and fame. Dat sy lewe en dat julle lewens sal getuig van God se goedheid, God se guns, God se krag en sy reddende genade in julle lewe. Ek gaan afkom onder toe en ek wil graag vra oupas, oumas, tannies, wie wat hier voor by ons wil kom staan, asseblief, julle is welkom om hier by ons te kom staan wanneer ons vir Hanro Knutser gaan toewy aan die Here. Jy kan amper gaan speel, ek dink. Kan ek vir Boetie vashou? Ek leen hom net. Hy het gesê dit is my Hanro. Ag, dit is 'n groot voorreg. Ek nie voor jou staan, ek kan nie sommer tussen julle in squeeze. Dis 'n groot voorreg oor dit wat volgens gebeur. En ek weet hy gaan 'n amazing Boetie wees vir klein Hanro. En Hanro, mag jou lewe getuig van God se goedheid. Mag jy hom elke dag in jou lewe ervaar. Mag jy so leef dat die mense Jesus in jou sal raak sien. En dat jy sal siele wen vir sy koninkryk. Soos jou naam beteken, full of glory, full of grace. Kom ons bid. Vader, ons kom vanoggend na U toe en ons bring die Knutser gesin uit. Here, ek wil hulle by U voete kom neersit en die groot besluit wat hulle neem vanoggend om as gesin te kom en hulle totaal in hulle afhanklikheid om U te kom verplaas. Here, ons kan probeer om hierdie alleen te doen, maar ons kan dit nie op ons eie doen nie, Vader. Hulle kom en hulle wy vir Hanro Knutser vandag toe aan U, Vader. Here, ek wil vra dat U hom sal gebruik, dat U met hulle sal wees, dat U hulle sal seën, dat hulle aanhou sal leef, dat hulle lewens sal getuig van hoe goed U is en hoe groot U is, Vader. Dankie dat hulle voorbeeld is vir mense daar buite, Vader, maar ek wil vra dat U hierdie klein mannetjie sal vat en toevou met U liefde. Vader, dat hy 'n krygsman sal wees vir die koninkryk. Dat hy 'n verskil sal maak in alles wat hy doen, Vader. Dankie dat ons dit by U kan vra. Dankie dat U betrokke is in elke dag se lewe, Vader. Dankie vir wie U is. Hanro Knutser, ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou, ek is nie my skoonpa nie, maar hy het gesê, as jy wil, wys hom tog vir die mense. So ek gaan hom nou vir julle teruggee. Ek gaan net so vinnig hier omstap dat julle kan sien hoe vriendelik is die man, want hy's gewoonlik in die personeelkamer. En dan sit hy daar en ons speel en ons doen goedjies. Ons gaan al die pad omstap. Ons hard op vinnig op. Dit gaan aan. Dit gaan aan. En ek wat natuurlik op die bote was, hou baie van sy bote hempie en sy anker strikdas. Julle mense. Ag julle, wat 'n groot voorreg. Ek gee hom oor aan julle. Dit was ietsie van ons kant af. Geniet hom. Geniet hom. Dankie. Ek gee oor aan Fransja. Baie dankie. Goeiemôre Harmonie. Vir die wat ek nog nie môre gesê het nie. Ek verstaan hoekom sê Hugo, mens kan nie van hier af sien wat aangaan nie. Maar baie welkom aan julle almal. Dit is so lekker om julle nie te kan sien nie. Soos Rassie gesê het, julle het uitgekom in hierdie koue en ek waardeer dit verskriklik baie en ek glo ons gaan 'n wonderlike tyd hê saam in die teenwoordigheid van die Here. Rolien en Rion. Ek wil ook net vir julle die Here se seën toewens op daai twee mannetjies. Mag hulle werklik vir julle tot groot seën wees. Rassie praat van chaos in die huis. Solank dit net georganiseerde chaos is, dan is dit fyn. Maar ja, seën vir julle en vir julle familie en mag julle werklik waar net vreugde uit daai twee leidjies uit ervaar. Dis koud, dis nat, maar ons gaan lekker om die woord van die Here kuier. Kom ons sluit net gou die oë en ons vra net vir die Here se seën op hierdie boodskap van môre. Here, baie dankie dat ons
hierdie boodskap en dit wat hier gesê gaan word voor u voete kan kom lê. Here, want dit is so 'n belangrike woord en ek wil werklik vir u vra om vir my vanmôre te help om dit wat ek sê reg oor te bring, gebaseer op u woord alleen, dat dit nie François is wat praat nie, maar die Here wat praat. Ek vra vir u om my lippe te salf en met my te wees en u self in die woord die gelykenis vertel van die saaier. En ek bid, Here, dat die saad wat vanoggend gesaai word, nie op klipperige grond sal val nie, langs die pad waar die voëls kan vreet nie, of tussen die dorings en die onkruid nie, maar dat dit op goeie grond sal val. Dat ons weet, Here, op die einde van die dag kan net die Gees vir mense van sonde oortuig. Ons kan praat, ons kan die woord bring, maar net U kan oortuig. So word verheerlik vanoggend en ons gee U al die eer. Amen. So, laat ek eers van my bril uithaal, anders kan ek niks sien. Die tema van my boodskap vanoggend is van die kruis tot van die tuin tot die kruis. En jy mag dalk wonder, dis miskien 'n vreemde titel vir 'n boodskap. En jy wonder dalk, wat het nou in die tuin gebeur en wat het by die kruis gebeur, of hoe bring ek die twee bymekaar? Hoe hou dit verband met mekaar? En ek sê vir Hugo in die week, ek het letterlik 4 boodskappe gehad. Waar's Rassie? Rassie, jy sal seker verstaan baie keer. As jy preek, jy kan net nie op 'n tema besluit nie. Ek het later 'n folder vir my oopgemaak wat sê preek 26 April en dan binne in hom maak ek subfoldertjies oop met een tema, nog 'n tema, nog 'n tema. Ek het later 2 van daai preke halfpad klaar uitgewerk. Maar ek het hierdie een foldertjie wat sê Romeine 5. En daai een skrifgie het by my gebly die hele tyd. En dan maak ek hom oop, die folder, en dan gaan ek na my ander preek toe, dan begin ek te werk en dan vang my oog weer Romeine 5 en sê nee, ek het nog nie regtig iets gedoen aan daai ene nie, dan gaan ek weer aan met die ander ene. En dis so asof die Here net vir my gesê het, los daai ander 2 of 3 en praat oor Romeine 5 en die woord van Romeine 5 het so gegroei in my dat geestelik klink nie, asseblief sien my hart. Ek glo net die Here het dit op my hart gedruk om oor hierdie skrifgedeelte te praat, spesifiek vanmôre. En ek glo dat hier iemand sal wees wat dit moet hoor, of miskien later wanneer dit aanlyn gaan, dat iemand dit sal hoor en dat dit iemand se lewe sal verander. So, ons het baie skrifgedeeltes vanoggend, so ek wil sommer vinnig begin, en ek wil begin met 'n vraag. Wie van julle weet dat die wêreld het 'n sekere standaard om mense se goedheid te bepaal of te evalueer? Het jy al gehoor iemand sê, daai is nou 'n goeie ou? As daar nou ooit regtig 'n goeie ou was, dan is dit daai ou. Daai is 'n goeie ou. Want jy sien, die wêreld probeer vir ons oortuig dat eintlik is almal goeie mense. Alle mense is eintlik goed, want dit hang net af van sy opvoeding en sy opleiding en sy geleerdheid en 'n wil om bo uit te kom. Dan is eintlik almal goed. Maar as ons na die wêreld kyk, eerlik en objektief en ook na onsself, dan moet ons erken dis iets anders wat ons sien. Want as ons kyk na die nuus en die koerante oopmaak en ons luister na wat in mense se lewens aangaan, dan hoor ons van oorloë en geweld en roof en moord en verkrachtings en diefstal en egbreek en al die dinge wat nie goed is nie. En dan wonder 'n mens, wat is fout? En selfs wanneer ons weet wat reg is, dan doen ons dit baie keer nog steeds nie. So wat is verkeerd? Daar's iets drasties verkeerd met die mensdom. Iets wat 'n goeie opvoeding en geleerdheid nie kan regstel nie. Want sonde is inherent. Dit beteken onlosmaaklik deel van die mensdom se natuur. En Paulus praat hiervan in Romeine 5 en hier's my skrifgedeeltjie wat so aan my geknaag het die hele tyd. Paulus sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. Ek wil net gou vir jou sê, as jy dalk 'n bestuurder is by 'n werk of jy's dalk die eienaar van 'n werk en jy sit nou al hierdie hele naweek en nog 'n lang naweek ook.
En dink aan die ouetjie by die werk wat jy Dinsdagoggend gaan uittrap omdat hy die kantoor se ligte aangelos het of die bakkie vuil of nie vol petrol geparkeer het Vrydag nie. Moenie worry oor daai ouetjie nie. Luister wat sê Paulus. Hy sê dit is net een mens se skuld dat hierdie wêreld in so groot gemors is. Adam. Jy moet met Adam raas, nie met Pietie en Willie en Kosie wat die ligte aangelos het nie. Hier lê die probleem. Adam, dis hy wat die sonde en die dood in die wêreld ingebring het omdat hy nie na God wou luister nie. Dis die boodskapvertaling. Hy het die hele wêreld saam met hom in die sonde en die dood ingesleep. Daarom is ons almal nou sondaars, sê Paulus. So hy sê hierso dat die sonde die wêreld ingekom het deur een man, Adam. En saam met die sonde ook die dood. Fisiese dood en geestelike dood. En dit het na almal versprei, die ganse mensdom. En ek wil vanmôre saam met jou na 4 waarhede kyk. Die oorsprong van die sonde en die sondige natuur van die mens. Die omvang en die gevolge van sonde. Nommer 3, hoekom ons 'n verlosser nodig het. En nommer 4, die oplossing van die mensdom se probleem. En as jy nou geluister het na hierdie opskrifies van my, is nie rocket science nie, is dit? En tog, daar's mense wat nie heeltemal lekker dit verstaan nie. So ek hoop en vertrou die Here na vanoggend sal jy 'n baie mooi, amper wys ek nou soos die TMO, sal jy 'n baie mooi beeld hê van hoekom die mens is soos hy is en waar dit vandaan kom en wat gebeur het en hoekom ons 'n verlosser nodig het. So wat is die oorsprong van ons sondige natuur en om dit te verstaan is dit nodig dat ons bietjie ver terug gaan in die geskiedenis, so 6000 plus jaar en die toneel is die tuin van Eden. En in woord van die Here leer ons in Genesis dat in 5 dae het God die aarde geformeer. Hy het die uitspansel, hy het skeiding gebring tussen lig en donker, hy het die plante op die aarde gemaak. Hy het die diere, die visse, die voëls, die sterre, die hemel, die son en die maan. En toe op die 6de dag het God vir Adam na sy ewebeeld geskape. En hy het vir Adam geneem en hy het hom in die tuin van Eden gesit en hy het vir hom gesê, hy moet toesig hou oor die tuin en dit bewerk. En later het God vir Eva geskape om vir hom 'n maat te wees. En toe het God hulle geseën en hy sê aan hulle, en ek lees dit gou vir jou, dit gaan nie op die skerm wees nie. Hy sê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. En toe sê God aan die mens, van al die bome in die tuin mag jy eet, maar die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Luister, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Het Adam en Eva toe op die einde gesterf? Nee, dis 'n geestelike dood wat hulle gesterf het. Ons kom nou daarby uit. Hulle het sterflike wesens geword, ja. So, onthou nou, op hierdie stadium, toe God vir hulle hierdie opdrag gegee het, het Adam en Eva nog in perfekte harmonie met God gelewe. Hulle het nie die verskil tussen goed en kwaad geken nie. Daar was geen boosheid nie. Daar was geen dood nie. En hulle enigste funksie was net om die tuin te bewerk, om die diere en die voëls te versorg, aan hulle name te gee, om hulle te noem wat hulle wou noem, en om God te verheerlik. Dit is hulle enigste doel. En dan in Genesis 3, lees ons hoe die Satan kom en vir Eva mislei om van die vrug te eet. En tipies van sy geaardheid, sy karakter, kom die Satan subtiel in en hy kom saai twyfel. Hy vra vir Eva, het God regtig gesê dat as julle van daai boom eet, sal julle sterf? Dan gaan hy verder en hy sê vir haar, julle sal gewis nie sterf nie. Nou gaan ek sommer gou paraphrase. Dis nie die presies wat in die Bybel staan nie, maar die Satan sê, God het geweet, as julle van daai boom eet, gaan julle net so slim word soos hy. En hy wil nie hê dat julle moet so slim en so magtig soos hy wees nie. Daarom het hy vir julle gesê, moenie van daai boom eet nie. En Eva glo die Satan. En ons weet wat gebeur het. Sy neem van die vrug en sy deel ook daarvan met haar man Adam. En onmiddellik het alles verander. In 'n oogwink het sonde uit die wêreld binne gekom. In 'n oogwink het die situasie van Adam en Eva verander, maar ook van die ganse mensdom wat na hulle sou kom. So wat het verander?
nadat Adam en Eva geëet het van die boom in die middel, die boom van kennis van goed en kwaad. Wat was die gevolg en wat is die omvang daarvan en hoe het hulle ongehoorsaamheid die hele mensdom beïnvloed? Wel skielik het sonde soos gif die aarde binne gekom. Dink aan 'n dam of 'n rivier. As jy 'n emmer gif daarin uitgooi, dan besmet jy die hele rivier en die hele dam en elke sytakkie en elke bekertjie water wat jy uit dit uitskep is besmet met daardie gif. En net so het die gif van die sonde van Adam en Eva deur die mensdom gegaan. Nie net het Adam en Eva se sonde die perfekte verhouding tussen hulle en God verbreek nie, maar dit het drastiese gevolge gehad vir my en jou vandag nog. En God kom en hy spreek 'n vloek uit oor Satan, die mens en die vrou. Ek gaan ook net vinnig gou hierdeur. Hy sê onder andere aan die mens, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. En hy sê vir die vrou, met moeite sal jy jou kinders baar. En hy sê vir die Satan, op jou buik sal jy seil, jy sal vervloek wees onder al die vee en stof sal jy eet en jy sal die mens aan die hakskeen byt en hy sal jou kop vermorsel. God spreek 'n vloek oor hulle uit. Maar hier is die drastiesste gevolg van hulle sonde. God verban vir Adam en Eva uit die tuin van Eden uit. En aan die ooste kant plaas hy gerubs met vlammende en flikkerende swaarde om te keer dat hulle nie weer toegang het tot watter boom nie? Die boom van die lewe. Nie die boom van kennis van goed en kwaad nie, die boom van die lewe. Dit beteken God self. God verban die mens uit sy teenwoordigheid uit. En nooit weer in die Ou Testament het die mens direkte toegang tot God gehad nie. Ons sal nou gou, dink ek, sal ons net weer vinnig daaraan raak daar. So, sonde het nou deel geword van die mens se karakter, van sy natuur. Ons dink dikwels aan sonde as iets wat 'n mens doen. Is dit nie so nie? Jy dink aan sonde as 'n leuen vertel of ietsie steel of skinder oor iemand. Terwyl dit eintlik baie dieper as dit is. Dis 'n toestand. En die woord van die Here beskryf dit ook as 'n toestand. Hy gaan baie dieper die woord en hy sê dis 'n krag, dis 'n geaardheid. Dit is omdat ons weens die sondeval in sonde gebore word. Lees gou saam met my 'n paar skrifgedeeltes op die skerm. Psalm 51 vers 7. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Romeine 5 vers 12, ons het dit nou ook gelees, ek gaan dit net gou weer vinnig lees. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Psalm 58 vers 4. Afvallig is die goddelose mense van die geboorte af. Die leuensprekers dwaal van die moederskoot af. Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En dan Romeine 3 vers 10 tot 14 sê die apostel Paulus, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. En al hierdie skrifgedeeltes wat ek nou gelees het, is so 'n duidelike bewys van die sonde toestand waarin elke mens gebore word as gevolg van die sondeval. So wat bedoel Paulus? Hy sê, mense is van nature geneig tot sonde, omdat hulle daarmee gebore word. Nie een is regverdig nie, nie een is selfstandig nie, nie een soek uit sy eie vir God nie. Almal het afgewyk en niemand doen enigiets goeds nie, sê hy hier in Romeine 3. Ons almal van nature is verlore en dit bring my by die derde punt. Waarom het ons 'n verlosser nodig? Die sondeval is die groot rede waarom ek en jy 'n verlosser nodig het, want na die sondeval het die mens se natuur van onskuld na 'n sondige natuur verander. En die mens het selfgesentreerd geraak. Geen belange in die dinge van die Here nie van nature
aangetrokke tot die goedheid of die teenwoordigheid van God nie. Het jy al gedink, hoekom is dit nie nodig vir jou om 'n kind te leer om selfsugtig te wees nie? Het jy al gedink, daai ouens by die werk wat so lieg vir jou, het hy op 'n kursus gegaan om te lieg? Nee, dis maklik, want dit is deel van die mens se natuur. Sonde is deel van die mens se natuur, dit is maklik om dit te doen. Die sondeval het meegebring dat die mens, dwars deur die Ou Testament, ek het dit nou genoem, nooit weer direkte toegang tot God gehad het nie. En in hierdie tyd het God met die mense gepraat deur hoofsaaklik profete en konings soos Dawid en Jeremia en Jesaja en Elia en al hierdie ouens. Maar hier is nog 'n waarheid. Ons erf nie net sonde nie, ons oefen dit. Vra gou vir jouself, het jy al 'n leuen vertel? Het jy al geskinder oor iemand? Was jy al ooit selfsugtig? Was jy ooit al jaloers op iemand? Jy sien, ons is nie sondaars omdat ons sondig nie. Ons sondig omdat ons sondaars is. Dit is die universaliteit van sonde. Niemand ontsnap dit nie. Kultuur maak dit nie reg nie. Opvoeding genees dit nie. Godsdienstigheid vat dit nie weg nie. En as ek praat van godsdienstigheid, laat ek dit gou kwalifiseer. Met godsdienstigheid bedoel ek dat jou kerk toe gaan en jou Bybel lees en jou gebid by die huis, gaan nie jou sondige natuur wegneem nie. Want kerk toe gaan en bid en Bybel lees is deel van Christen wees. Dit hoort by 'n Christen, maar dit maak nie van jou 'n Christen. Dis wat ek bedoel. Dis dinge wat hoort by 'n kind van die Here. Maar as jy dink dit is al wat jy nodig het, dan sit jy die pot baie ver mis. Daar's baie meer nodig as net dit. Paulus sê in Romeine 7 vers 14 tot 19. Hy sê, ek gaan dit vir jou lees. Hy sê, want ek wil nie doen wat ek doen nie, want ek wil bitter graag doen wat reg is. Dis nou die boodskapvertaling. Hy sê, maar ek kry dit eenvoudig nie reg nie. Die goeie dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar die lelike dinge wat ek nie wil doen nie, doen ek. Iets groots is in my lewe verkeerd. Dis nie meer ek wat in beheer van my eie lewe staan nie. Sonde is my baas. Die apostel Paulus. En ek dink dit som dit baie mooi op. Baie kere wil ons die regte ding doen, maar ons kan nie. Daar's iets wat ons weerhou daarvan. Dis maklik om sonde te doen, want dit vra geen commitment van jou. Vat byvoorbeeld 'n boom, 'n siek boom. Jy kan sy takke afsaag, maak dit die boom gesond? Nee. Jy kan die pot plant, 'n ander kleur verf. Maak dit die boom gesond? Nee. Jy kan die boom mooi versier soos 'n kersfeesboom. Dit maak hom ook nie gesond nie. Hoekom nie? Want die siekte is in sy wortels. Daai boom is siek van die wortels af op. En Paulus sê in Romeine 5 vers 12, en die dood het gekom deur sonde en die dood het dus na alle mense versprei omdat almal gesondig het. Jy sien, sonde is universeel. Met ander woorde, dit raak en beïnvloed almal. Saam met sonde is die dood universeel, want saam met die sonde het die dood gekom. Fisiese dood, maar ook geestelike dood. En die dood het geen uitsonderings nie. Almal gaan eendag sterf, of jy nou ryk is, of jy arm is, of jy slim is, of nie so slim is nie. Of jy eerlik is of oneerlik is, almal gaan sterf. Maar die dood is nie net fisiek nie. Hierdie gaan oor 'n geestelike dood, omdat ons met 'n sondige natuur gebore is. Maar as sonde universeel en binne in ons is, dan het ons eintlik 'n ernstige probleem. Ons het meer nodig as net verbetering. Ons kort nie net 'n bietjie meer dissipline, 'n bietjie meer morele raad nie. Ons het 'n ander hart nodig. Ons het 'n ander geaardheid nodig. Die vernuwing van ons denke is nodig. Ons het nodig dat die Here Jesus kom en ons totaal en al verander. En die probleem van sondige natuur is heeltemal te diep vir selfredding. Want jy sien, as sonde afgehang het van jou opleiding en hoe jy groot geword het en hoe sterk wil jy het om bo uit te kom, dan miskien met 'n bietjie effort sou jy dit kon oorkom het. Maar sonde kan ons nie wegvat deur selfredding nie. Daar's net een persoon wat dit vir ons kan doen en dit is die Here Jesus Christus. En daarom is 'n verlossing nodig, want 'n verlosser
doen wat ek en jy nie kan doen nie. Om te verlos beteken om te red, om terug te koop, om te herstel. Ons het iemand nodig wat ons kan vryspreek van ons sondeskuld. Want die krag van sondes in ons lewe is te sterk en net God kan dit breek. So wat is die oplossing tot ons probleem? Romeine 5 vers 12. Waar ek gesê het sonde het deur een mens in die wêreld ingekom, skilder eintlik 'n somber prentjie, is 'n donker prentjie. En jy kan dalk vir my sê, Frans, vir my, jy het vanoggend 'n baie donker tema gekies, maar wait for it. The best is still to come. Dit sê vir ons dat sonde het deur een mens in die wêreld ingekom en die dood het gevolg en almal word geraak. Dis die menslike verhaal, maar dis nie die einde van die verhaal nie, want daar is 'n oplossing vir ons probleem. En Paulus praat hiervan in Romeine 12 vers 13 tot 14. Lees gou saam met my op die skerm. Nog voordat God sy wet aan Moses gegee het, was daar al sonde in die wêreld. Dit was nog net nie so duidelik uitgespel nie. Tog heers die dood van Adam se tyd af oor alles en almal. Al die mense wat na Adam geleef het, het ook dood gegaan. Al het hulle nie presies dieselfde sondes as hy gedoen nie. Maar Adam wys ook vooruit na die een wat ons uit die greep van sonde kom bevry het. Die Here Jesus Christus. Net so sonde deur een mens die wêreld ingekom het, so het daar verlossing deur een mens gekom. Ongeveer 4000 jaar na die sondeval stuur God sy enigste seun, die Here Jesus Christus, na die aarde om as 'n mens tussen ons te kom woon en op die einde 'n plaasvervangende en 'n versoenende dood te sterf. Om die skuld wat eintlik vir ons toe kom op hom te neem. En hy kom en hy versoen die mens weer met die Vader. Soos een man ondergang gebring het, so het een man verlossing gebring. Jy sien, Adam het veroordeling en korrupsie en die dood gebring. Die Here Jesus het regverdigmaking, transformasie in die lewe gebring. So wat kwalifiseer iemand as 'n verlosser? 'n Ware verlosser moet die mensdom verteenwoordig. Hy moet sonder sonde wees. Hy moet die straf van sonde kan dra en hy moet die dood kan oorwin. So wat 'n mens op aarde kon dit doen? Geen mens. Is net die Here Jesus Christus wat aan hierdie vereistes voldoen het. Daarom is hy die enigste naam waardeur ek en jy gered kan word. 1 Korintiërs 15 vers 20 tot 22 sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. So wanneer 'n persoon wedergebore raak, wanneer hy sy lewe met die Here regmaak, dan gebeur daar iets in so 'n persoon se lewe. Kom ons lees gou 'n paar skriffies saam. Psalm 103 vers 12. So ver as wat die ooste van die weste verwyder is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Hoekom dink jy sê die skrif so ver as wat die ooste van die weste af is? Sorry as jy nou met selfgroep is, dan sal jy die antwoord weet. Omdat die aarde het 'n fisiese noordpool en 'n fisiese suidpool, jy kan dit bepaal. Maar daar's nie 'n oos en 'n wespool nie. As die Here sê hy verwyder ons sonde so ver van die ooste, so ver as wat die ooste van die weste af is dit onbepaald, want jy sal nooit daai punt kan bepaal nie. So ver verwyder hy ons sondes van ons af. Johannes 1 vers 12, nee, Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat na die vlees wandel, maar na die gees. Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het. Ek wil hê jy moet let op daai tweede gedeelte. Almal wat hom aangeneem het hy die mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo. Kolossense 1 vers 13 en 14. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van ons sondes. En dan Jesaja 53 vers 6. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Daar is net een verlosser, Jesus Christus.
tydens Jesus se inhegtenisneming in Getsemane. Ons almal ken die verhaal, die paleiswagte het ingekom saam met Romeinse soldate en Petrus, die impulsiewe een, het sy swaard uitgeruk en hy het die oor van Malkus afgekap. Malkus was een van die wagte van Caiaphas, die hoofpriester. Die Here Jesus het daai oor van Malkus opgetel en hy het dit teruggesê, die Bybel sê net hy het vir Malkus genees. En daar mag dalk baie redes wees hoekom Jesus dit gedoen het. En ons het in die week so 'n bietjie met 'n paar van my vriende daaroor gesels en daar het mooi gedagtes uitgekom. Maar ek dink een van die groot redes hoekom Jesus daai oor herstel het, was om die getuienis teen Petrus weg te neem. Want Jesus het geweet as hulle vir Petrus gaan arresteer en hom voor die Joodse raad gaan bring omdat hy Malkus se oor afgekap het, sal hulle hom ter dood veroordeel het. Verseker. En Jesus sit daai oor van hom terug. Nou het hulle 'n probleem, want hulle kan nou nie meer vir Petrus aankla nie, want hoe gaan dit nou lyk? Jy kom voor die regter en hy sê, maar daai man se oor sit dan teen sy kop. Hoe kan dit afgekap wees? Nee, maar daai man wat ons gearresteer het, het dit reggemaak. Die wonderwerker. Jesus kom en hy genees vir Malkus en hy neem die getuienis teen Petrus neem hy weg. Nou evidence. En dit is presies wat die Here Jesus Christus met my en jou gedoen het, vir my en jou gedoen het. Kolossense 2 vers 13 en 14. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Luister gou, en die skuldbrief teen ons wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Ek sê altyd dit is soos 'n aanklaer in 'n hof. Hy kom staan mos daar voor die regter en dan vat hy daai klagstaat en dan sê hy edelagbare die klag teen Johan Kreer is dat hy op so en so 'n dag dit en dit, dan lees hy daai klagstaat teen jou. Here Jesus sê nee, daar is nou geen klagstaat meer teen hierdie ou nie, want ek het dit teen die kruis skoongemaak. Nou vat die aanklaer daai klagstaat en hy sê, edelagbare, ek verstaan nie mooi nie, maar hierdie is eintlik 'n blank papier. Hier's geen aanklagte teen hierdie man. Daar is geen veroordelings teen hierdie man. Ek weet nie waar jy vandag met die Here staan in jou lewe nie. Miskien nadat jy dit gehoor het, verstaan jy beter waar kom ons sondige natuur vandaan. As gevolg van die sondeval. Dalk verstaan jy nou dat jy jouself nie kan red nie en dat ons 'n verlosser nodig het. Miskien verstaan jy nou hoekom jy altyd rondloop met hierdie onvervulde gevoel in jou. En onthou, ek was ook daar gewees. Toe ek nie die Here gedien het nie, was ek ook daar. Ek het ook gehardloop van die een partytjie na die ander en van die een bottel na die ander en jy, die een party is nog nie eens klaar nie, dan begin jy die ander een het beplan want jy het nie tyd vir hierdie gap tussen parties nie, want dan voel jy daar kort iets. Jy hardloop na dinge en niks bevredig jou nie. Hoe hard jy ook al probeer. Want ons net een persoon wat jou regtig bevrediging kan bring. Dis die Here Jesus Christus. Ek het in my tyd in die bediening al met 'n paar manne 'n pad gestap. Moeilike paaie, ouens wat deur krisisse gaan met hulle huwelik, meestal huwelike. Nou besoek 'n ou hulle en jy drink koffie en jy bid vir hulle en daar word gehuil en daar word gerepent en daar word weer gebid en daar word weer getuier en weer koffie gedrink en weer gerepent en weer gehuil en dit is soos 'n siklus wat net aanhou en aanhou en aanhou en as jy weer hoor dan is dit weer so. Dan is sy lewe weer te mekaar en sy huwelik is weer op die rotse en alles is weer waar dit was. En dan sê ek, Here, hoe is dit moontlik? Want hierdie is mense wat getuig, hulle sê, ek het die Here aangeneem. En as jy saam met hulle daar by die huis is en hulle bid saam, dan maak hulle weer 'n oorgawe, maar 2-3 maande later, dan is hulle weer waar hulle is. Hoekom is dit so? Dis omdat jy nie van hierdie sondige natuur binne in jou ontslaag geraak het nie. Daai ou sondige Adam natuur wat ons geërf het van Adam en Eva, jy hou aan om hom te voer. Jy hou aan om hom te voer. Jy kan nie breek met hom nie. Jy probeer uit jou eie uit, jy sal dit nooit uit jou eie reg kry nie. Net die Here Jesus kan jou help. En om hom te kry om jou te help, moet jy totaal en al oorgee aan hom.
Jy kan nie aanhou om hierdie ou natuur van jou te bly voer nie. Jy kan nie twee Here dien nie. Jy kan nie vir God en Mammon dien nie. Jy kan nie, die Bybel sê, jy sal die een aanhang en die ander een sal jy verag. Die Bybel sê, vriendskap met die wêreld is vyandskap met God. Die Bybel sê, ons God is 'n jaloerse God. En hierdie ouens hou aan om die ou mense te voer. En hulle kry nooit oorwinning in hulle lewens nie. En dan wanneer dinge nie uitwerk nie, dan vra hulle, maar waar's God? Moet jy nie eintlik vra, maar waar was jy nie? Want God was nog altyd daar. God het jou nog nooit verlaat nie. God het nog nooit weggegaan nie. Hy staan en wag vir jou om na hom toe te kom. Want hy sê, nader tot my en ek sal tot jou nader. Daar's 'n treffende illustrasie, miskien het jy dit al gehoor. Hulle sê op 'n dag het 'n man gegaan met sy seun se verkeersoortreding na die verkeersdepartement. Sy seun het 'n boete gehad. As dit nou Swysie was, ek was seker al 10 keer daar by die traffic department. So, hy gaan met die boete na die verkeersdepartement toe en hulle het mos hierdie venstertjies en hy kom daar en hy sê vir die klerk, meneer, ek is hier om 'n boete te betaal. Klerk sê vir hom is reg. En hy stoot hierdie boetetjie so onder deur die venstertjie deur en saam met dit die R500. En die klerk vat die R500 en hy sê vir hom, meneer, is reg, ek kan jou boete aanvaar, maar waar's jou seun? Hy sê nee, hy's by die huis, ek het hom nie saamgebring nie. Hy sê meneer, dan moet jy hom gaan haal want hy moet hier kom, hierdie is 'n erkenning van skuldboete. Hy moet kom en hierdie boete kom teken. Ek kan jou R500 aanvaar, ek kan jou boete aanvaar, maar hy moet kom erken dat hy skuldig was. Daar's 'n persepsie by baie mense en ook baie keer in die kerkewêreld dat almal gaan hemel toe wanneer Jesus het vir ons almal gesterf. En Hugo het nou so 'n paar boodskappe terug daarvan gepraat. Toe hy gesê het ons hoor dit veral op begrafnisse. Elke begrafnis. Daai was nou op 'n beter plek. Hy's nou by die Here Jesus en hy's vry van pyn. Almal, ongeag hoe jy gelewe het. Daar's 'n persepsie almal gaan hemel toe. Dat hy vir ons almal gesterf het. Die eerste gedeelte of die laaste gedeelte is waar. Die Here Jesus het vir ons almal gesterf. Elke liewe persoon hier en elke persoon wat al ooit in hierdie wêreld gebore was, het hy voorgesterf. Vraag is, hy het die boete betaal, het jy al die skulderkenning kom teken? Het jy al ooit op die plek in jou lewe gekom waar jy gesê het, Here, ek weet, U het vir my gesterf. U het die boete betaal. U het gekom om daai sondige natuur van my te kom herstel, want net U kan dit doen. En daarvoor moet jy kom erken. Here, ek het 'n verlosser nodig. Onthou, jy kan net weet dat jy 'n verlosser nodig het wanneer jy besef dat jy verlore is. Anders dan gaan jy nooit dink dat jy 'n verlosser eers nodig het nie. In Johannes 3 sê Jesus aan Nikodemus, wat 'n fariseer was, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hoekom sê hy Jesus vir Nikodemus, jy moet weergebore word? Want Jesus weet dat elkeen van ons het 'n sondige natuur. Ons gees is dood. En die enigste manier hoe dit lewendig gemaak kan word en hoe ons verlossing van ons sondes kan kry, is deur weergebore te word. Om die Here Jesus te vra om in jou lewe in te kom, jou te vergewe van jou ou sondige natuur, om dit te laat staan. Daai ouetjies wat ek nou van gepraat het, om dit te laat staan en aan te gaan en te loop in oorwinning. Beteken dit jy gaan nooit weer sondig nie? Nee, glad nie. Maar jy gaan ophou met hierdie doelbewuste sondes in jou lewe wat jy die hele tyd probeer aftrek. Ek wil vanoggend vir jou vra, het jy al op die punt gekom in jou lewe waar jy jou lewe aan die voete van Jesus kom neerlê? Het jy al op die punt gekom waar jy besef dat jy 'n sondaar is en hom nodig het? Het jy al gekom op die punt waar jy besef dat jy kan nie jouself red nie. Goeie werke en 'n goeie opleiding en 'n goeie opvoeding gaan dit nie doen nie. Kerk toe gaan dit nie doen nie. Bid gaan dit nie doen nie. Bybel lees gaan dit nie doen nie. Die enigste ding wat dit gaan doen is totale oorgawe aan God. Om jou lewe onvoorwaardelik aan hom oor te gee.
Dit beteken dat jy intentioneel jou rug gaan moet draai op jou ou sonde. Lindy, jy kan opkom. Op jou ou sondige lewe en sê, Here, ek wil nie meer hierdie pad stap nie. Ek kan nie meer hierdie pad alleen stap nie. Ek het U nodig om my te help. Ek het vir die orkes gesê en vir die ander personeel dat ek weet nie wat ek aan die Here vandag met hierdie boodskap wil gaan nie. Maar ek dink tog ons gaan ek dink ek gaan afsluit met 'n slotgebed en dan gaan julle gaan eers Graves to Garden. Hulle gaan vir ons 'n lied speel. Ek wil hê jy moet terwyl hierdie lied speel, laat die Here self met jou praat. Maak jou hart oop, maak jouself ontvanklik en wanneer die lied klaar is, sal ek 'n slotgebed doen. Dan gaan ek hier onder staan. En as enige iemand is wat voel die Here praat vanoggend met jou dat jy jou lewe met die Here moet kom regmaak. Dis nou genade tyd. Dis nou genade tyd want ons weet nie wat môre en oormôre en die dag daarna gaan gebeur nie. En ek wil nou regtig nie soos hierdie ou pastore van ouds hierdie fire and brimstone preek glad nie. Die Here Jesus wag vandag met oop arms en liefde om jou te ontvang. As jy bereid is om jou lewe met hom te kom regmaak. So ek sal na die tyd hier kom staan, luister gou na hierdie pragtige lied en dan sal ek vir ons afsluit. I searched the world, but it couldn't fill me. Presence your praise, treasures the faith never enough. Then you came along, put me back together. Every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you see them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing is better than you. You turn mourning into dancing. You did beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning into dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing
Leon, waar's Leon? Leon, ek wil net julle vra dat julle vir Leon in julle gebede sal hou hierdie week. Hy het sy moeder aan die dood afgestaan hierdie naweek gister. En ook vir Erika, waar's Erika? Erika het haar mammie verloor. Ook dink ek gister, Vreed? Ook op die naweek, nee. 23ste. Kom ons onthou vir hulle in ons gebede en dat die Here Jesus hulle sal styf vashou en vertroosting sal bring soos wat net hy alleen kan. Kom ons lei die oom. Here Jesus, baie dankie vir hierdie woord vanmôre. Dankie dat ons kan weet dat ons verlossing lê in U alleen. U is die een wat gekom het en die prys vir ons betaal het ten volle. Daar's niks wat ons kan byvoeg nie. Dankie Here dat U dood aan die kruis dit vir ons moontlik gemaak het om die ewige lewe te beerwe. Eenvoudig deur onsself aan U oor te gee. Totaal en al. Ek vra nou Here dat U in harte sal werk. Dat U in gemoedere sal werk. Daar's dalk iemand hier wat weet dat hy U nodig het. Wat al 'n baie lang tyd worstel met hierdie gedagte. Here, mag dit wees dat hy of sy vanoggend met U sal regmaak. Vra dit met elke persoon sal wees soos wat hulle huis toe gaan vandag. Dat die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen sal wees. Amen.